Om hierdie uitdrukking te vereenvoudig, moet jy altyd eers die hakkies doen. So binne die hakkies sit ons met die vierkantswortel van 100. Nou jy behoort te weet dat die vierkantswortel van 100 is 10, want 10 maal 10 is 100, en dan eers gaan kyk jy na die feit dat die hakkie tot die mag 2 is. Nou daai 2 beteken, ons sit met die hakkie maal met homself 2 keer, en dan binne in elke hakkie het ons 'n 10, so waarop het neerkom, is 10 maal 10, en ons is weer terug by 100. So dit illustreer nou 'n baie belangrike beginsel, naamlik dat jy behoort te weet, 'n vierkantswortel het eintlik 'n klein 2kie daar buite. En as die hakkie ook tot die mag 2 verhef word, dan kanselleer daai 2's mekaar eintlik maar uit. So dieselfde beginsel sal geld as jy byvoorbeeld iets het soos die derde magswortel van sê nou maar 'n moeilike getal, wat jy nie kan bepaal nie, van sê nou maar 18 tot die derde mag. So jy kan nie die derde magswortel van 18 gaan bepaal nie, maar jy hoef nie, want daai 3 en daai 3 kanselleer mekaar uit, die wortelteken val weg, en jou antwoord is net 18. Wat sou nou gebeur het as ons dit gehad het? Die derde magswortel van 18, sê nou maar, tot die mag 6. Dan sou daai 3 in daai 6 ingedeel het, 2 keer, en ons sou gehad het, die getal 18, want onthou die wortelteken het nou weggeval, net die getal 18 tot die mag 2. Jy behoort nie normaalweg sulke gevalle te kry nie, hoofsaaklik sal die eksponent van die hakkie, die getal wat daar buite die hakkie gestaan het, en die getal wat daar by die wortelteken staan, sal gewoonlik dieselfde wees, en van jou sal verwag word, om hulle net dood eenvoudig te kanselleer, die wortelteken te laat wegval, en net daai getal so neer te skryf as die antwoord.